As hy, die Bybel is waar, as die Bybel sê wat was sal weer wees. Jan de Wet, Trompie. Ja, julle het dit nou vir julle self gesien. So ja, kom kuier lekker saam met 22ste Michael is 'n ongelooflike mens. Hy is ook in bediening betrokke, so ons gaan lekker saam kuier en dis 'n geleentheid om ook mense saam te nooi. Nou vanoggend is dit ook vir my lekker om saam met jou in die woord te kuier. So ons gaan so 'n paar minute in die woord kuier. Ons is natuurlik besig die hele kwartaal met ons tema wanneer liefde werk en vanoggend gaan ons begin praat oor verhoudings. Nou, ek is altyd deur mekaar, ek weet nou nog nie, so tyd terug het ek gesê, iemand moet my asseblief net kom help en sê, wat is die verskil tussen koring en gars en so aan, en iemand het toe vir my mooi kom verduidelik, so ek verstaan dit nou, maar ek weet nou nog steeds nie, is dit verhoudings of verhoudinge nie. So as iemand weet, kom help my asseblief. Maar ons gaan maar so praat van verhoudings en verhoudinge. Nou, ons is besig met die jaarthema, We are known by his love. Jesus het gesê, aan julle liefde vir mekaar, gaan die wêreld weet dat julle my disippels is. Aan hierdie liefde gaan die wêreld hoor wat behels die koninkryk van God. Die wêreld gaan sien hoe lyk die koninkryk van God wanneer julle mekaar liefhet. En dit is hoe belangrik die liefde natuurlik is. Nou, ons gaan dan nou praat oor verhoudings en vanoggend wil ek afskop deur gou vir jou te vra, wat is die dinge wat jy sal sê, jy heiliglik besig is om in te oefen in jou verhoudings? Nou, miskien klink dit vir jou na 'n snaakse vraag, maar elkeen van ons is elke dag besig om sekere goed toe te pas op verhoudings. Ons is besig met ander woorde om sekere goed in te oefen in verhoudings. En gewoonlik begin jy dit dan nou baie intentioneel in te oefen as jy bewus raak van dit. Soos vanoggend, wanneer iemand met jou daaroor praat. Van dit waaraan jy jouself oefen, dan raak jy goed. Nou, ons wil nou vanoggend op die positiewe fokus, maar dink gou, daar's 'n verhouding waar jy betrokke is, wat jy sommer dadelik weet, o genade, ek is krities in daai verhouding. Of as jy dalk iewers in so 'n verhouding is, maar is altyd goed om eers na myself te kyk, nê? Of jy is dalk in so 'n verhouding waar daar baie kritiek is. En jy sien hoe werk daai ding, nê? Hoe meer jy gaan krities wees, hoe meer jy jou daarop gaan toespits, dan hoe meer goed gaan jy raak aan dit. Want dit waarin jy jouself oefen, daarin raak jy goed. En mense sien dit so baie keer, dat mense dit al so ingeoefen het, jy sit op die strand met die beste weer, maar jy sal iets kry om oor krities te wees. Hoekom? Want jy dit ingeoefen. Dit het deel geraak van jou. So as jy in iets baie oefen, raak jy goed daarin. En nou kom Paulus, nou skryf hy in 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8, sê hy die volgende, hy sê, oefen jou in die godsaligheid. Met ander woorde alles, die karakter van God, die eienskappe van God, die koninkryksmanier, die manier van God, oefen jou daarin. Hoe meer jy dit in die woord ontdek, hoe meer jy tussen gelowiges ontdek, hoe meer die Heilige Gees jou daaraan herinner, oefen dit, dis iets wat jy moet oefen. Ons het in die vorige reeks baie daaroor gepraat, ons werk saam met die Heilige Gees en sy krag bekragtig ons om dit deel te maak van ons lewens. Dan sê hy, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Want hy sê nou nie, dis nie nodig nie, hoor. Hy probeer net iets vergelyk. Hy sê, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Alles van God, ook God se karaktereienskappe, in verhoudinge, dit het die belofte van lewe. In hierdie lewe, dit bring lewe, dit broei lewe. Iemand het laasweek vir my gesê, ek kan voel hoe broei die liefde hier in die gemeente. Dit broei die liefde vir hierdie lewe en ook vir die toekomende lewe. Nou vandag vir afskop van ons reeks, ons gaan in die reeks op 'n paar aspekte van die woord fokus wat ons sê, ons wil hierdie goed in die woord ontdek en ons wil dit in ons verhoudings begin inoefen, want dit gaan lewe bring. Het gaan lewe bring in ons gemeente, het gaan lewe bring in ons omgewings, ons families, by ons huise, moet asseblief nie van jou huis vergeet nie, een van die plekke waar ons die meeste vergeet om hierdie goed in te oefen is by jou huis, charity starts at home. So ons gaan vandag begin met 'n gedeelte in Efesiërs 5, en is baie interessant, dat Paulus hier skryf
oor die vervulling van die Heilige Gees en hy koppel dit aan verhoudings. Miskien het jy dit nog nooit so gehoor nie, so ek wil dit vanoggend vir jou lees. Jy sien duidelik in die gedeelte dat Paulus koppel die vervulling, die volwees, die oorloop onder beheer van die Heilige Gees, koppel hy met verhoudings. En hoor gou sê hy dit, ek het die Engels gaan vat, jammer vir ons Afrikaans, maar die Engels sê dit net in hierdie ronde baie meer duidelik en pertinent. So Efesiërs 5 vanaf vers 18 dan sê hy, but be filled with the Spirit. So in die Afrikaans sê hy, word vervul met die Gees. Dis imperatief noem ons dit, dis 'n opdrag. So word vervul met die Gees, be filled with the Spirit. Nou daar kan ons lank oor gesels, want wat bedoel Paulus dan nou nie? Ons weet, wanneer ons wedergebore raak deur die werk van die Heilige Gees, dan ontvang ons die Heilige Gees, dan het ons die Heilige Gees. So want, wat sal hy dan bedoel as hy sê, word vervul met die Gees? Ook weet ons, daai teks word geskryf wat ons dan nou in Engels sal noem die present continuous tense, word aanhoudend vervul met die Gees. Hy vergelyk dit nogal met wyn. Hy sê moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. Moenie onder die invloed kom van van wyn of alkohol nie, maar kom onder die invloed, kom onder die beheer van die Heilige Gees. Dis kom hy dan sê, word vervul met die Heilige Gees, en dan begin hy 'n paar goed te noem, en hoor gou, is amper asof Paulus vir ons 'n paar maniere wil gee, hoe om met die Gees vervul te word. Hy sê eerstens, ek gaan vir jou net vinnig lees, hy sê, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Nee, om met mekaar psalms en geestelike liedere te praat. Kolossense 3, dan skryf Paulus, hy sê, laat die woord van God ryklik in julle woon. So hoe word jy vervul met die Gees? Wanneer ons op die woord van God konsentreer. En my simpel grappie, nee, woord is soos brandewyn, eers vat jy hom, dan vat hy jou. Okay, dan gaan hy aan, as hy singing and making melody in your heart to the Lord. Ons het dit nou net beleef. As ons worship, as ons behold, as ons God begin aanskou in worship, dan voel jy somme, hoe word jy vervul met die Gees, en dis nie net 'n gevoel nie, jou gedagtes begin gaan. Die Heilige Gees begin met jou te praat. Jy begin weer moed te skep. Jy kry perspektief. Jy hoor die waarheid. En. So, wanneer ons worship word, ons vervul met die Gees. Dan sê hy, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Wanneer ons 'n dankbare lewe leef, ons het laas jaar se einde lank daaroor gepraat. Iemand wat ondankbaar is, sukkel om 'n geloofsmens te wees. Dis hoekom Paulus ook sê, wees in alles dankbaar, nie vir alles nie. Daar sal iets fout wees met jou as jy dankbaar is vir alles, want daar's goed wat nie lekker is nie. Maar wees dankbaar in alles, want dankbaarheid hou jou op trek om vervuld te wees met die Gees, nie leeg te raak van die invloed van die Gees. En hoor wat sê dan 4de, submitting to one another in the fear of God. Daai klink bietjie anders. Die ander klink soos, dit klink soos in die Bybel, in die woord, met mekaar, alleen, saam met mekaar, klink soos worship. Ja, ek weet waarvan jy praat Nagel, wanneer ons worship, nee, ek weet dankbaarheid is goed vir my, maar hoor ek connect hy hierdie in aan dit, hy sê submitting to one another in the fear of God, be filled with the Spirit of God, submitting to one another in the fear of God. So wat sê Paulus hier? Word vervul met die Gees, dis 'n opdrag. Hoe doen ons dit? Deur saam met die Heilige Gees te werk, deur onsself aan mekaar onderdanig te stel, en in die Afrikaans sê, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Uit ontzag vir Christus. So wanneer ons onderdanig is aan mekaar, wanneer ons mekaar eer, is dit 'n manier hoe om vervul te word met die Heilige Gees. Daarom is ons verhoudings vir God ook belangrik, want dis 'n plek waar die Gees werk. Dis 'n plek waar as hierdie beginsel toegepas word, wat ons dan vervul word met die Heilige Gees. En die beginpunt van dit is uit ontzag vir Christus. Wees onderdanig aan mekaar, uit ontzag, uit respek, uit eerbied, sê van die ander vertalings vir Christus. Nou Paulus kom, en dan in Filippense 2,
dan skryf hy verder oor hierdie gedagte van uit ontzag vir Christus. Wat bedoel hy daarmee? Hy skryf verder, wees onderdanig aan mekaar, en ek wil dit gou vanoggend vir jou lees, Filippense 2 vers 2 tot 8. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Gaan ons almal altyd dieselfde dink en presies dieselfde voel oor alle goed? Nee, maar een in denke spesifiek oor hierdie goed waaroor hy nou skryf. Hy sê, deur nie uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid, hoor nou gaan hy aan daar, maar in nederigheid die een die ander hoër ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, met ander woorde, die manier hoe Christus gedink het, laat daai gesindheid, daai ingesteldheid ook in julle wees, dubbelpunt. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Nou in die Grieks gebruik Paulus hier idioom, wat eintlik dan nou net vir ons sê, dat Jesus het nie vasgehou aan sy posisie en hy het dit nie gebruik tot sy eie voordeel nie, maar tot ons voordeel. Hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. So wat doen Paulus hier? Hy gee vir ons hier 'n beskrywing van Christus. Hy verduidelik hier vir ons dat Christus het nie sy posisie gebruik tot sy eie voordeel, tot sy eie belang nie, maar het juis gebruik tot ons voordeel. Dis hoe God se liefde werk. Dis hoe ons in die begin van die reeks gesê het, God se liefde het gewerk. Want liefde het na ons toe gekom. Liefde het ons wêreld kom verander. En nou wil die Heilige Gees ons deur die woord leer. Jesus gee die nuwe gebod. Hy sê, hier is die nuwe gebod. Nou moet julle mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Want Jesus het geweet, wanneer die liefde so werk, sal ons vervuld wees met die Heilige Gees. En dit sal lewe bring in ons wêreld, in ons verhoudings, in oral waar ons gaan. Uit respek uit ontzag uit vir Christus. Soos ons dit lees in Efesiërs, dan verstaan ons dit as ons Filippense 2 lees. Dis wat Christus gedoen het. Ons het dit gesien, ons het dit beleef, ons weet dit. En nou uit ontzag uit vir dit, vir hierdie manier wat God vir ons gegee het, leer ons, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle en leer hulle. Ons leer dit nou ook en nou begin ons dit te oefen. En ons oefen dit saam met die Heilige Gees. Die Heilige Gees bemagtig ons om dit te oefen. Gou nog iets belangrik vanoggend oor dit. In hierdie Filippense 2 gedeelte skryf Paulus, dan sê hy, in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Met ander woorde, ons kan eintlik dan sê, nederigheid of hierdie beginsel van jy moet iemand anders hoër ag as jouself, begin met nederigheid. Okay, so wat beteken nederigheid dan? Nou nederigheid, as jy nou 'n bietjie gaan rondkrap met dit, te gaan soek en kyk wat sê die skrif, dan kom jy agter dat nederigheid is nie 'n statusstelling eintlik nie. Dis nie ek maak myself af. Ek maak myself minder nie. Dis glad nie dit nie. Nederigheid beteken eintlik net ek maak soos Christus. Hy het nie sy posisie gebruik tot sy eie voordeel nie. Met ander woorde, nederigheid is om nie minder van myself te dink nie, maar minder aan myself te dink. En meer te dink aan ander. So hy sê, stel die ander een hoër as jouself, dit begin met nederigheid. Dit beteken nie, ek maak myself af of minder nie. Nee, dit beteken net, ek begin juis. Jesus het juis hierdie plek en hierdie posisie gehad, maar hy het nie dit vir homself gebruik nie, hy het aan ons gedink. Nou vanoggend 'n baie praktiese vraag. Kan jy dink wat gebeur in gesinne, wat gebeur in huwelike, wat gebeur vanaf ouers na hulle kinders, kinders na hulle ouers, vriendskappe, werksplekke, as ons dit kan begin regkry om te sê, ek dink aan jou. Wat is jou behoeftes?
Wat is jou nood? Kom ons vat dit na die ander kant, hoe los die behoeftes in die nood? Wat is jou begeertes? Wat is jou drome? Waaroor droom jy? En hoe kan ek jou help met dit? Hoe kan ek jou dien? Kan jy dink wat gebeur daar? Kan jy dink, hoe maak dit spasie vir die Heilige Gees om te kom werk? Nou Paulus hou eintlik in die Nuwe Testament aan hiermee. Ek wil vir jou nog so 1 of 2 voorbeelde gee. Hy kom en hy skryf in Romeine 12 vers 10. Dan sê hy, julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde, gaan mekaar voor in eerbetoning. Hier is een plek in die Bybel waar die Bybel sê, dis amper soos 'n resies, en jy mag maar wil wen. Jy mag maar wil voorhardloop. Ek wil voor jou wees in die eerbetoning. Ek wil eerste vir jou eer betoon. Ek wil eerste myself aan jou onderwerp. Hoor gou hierdie mooi vertaling, die Message parafrase. Ons weet dis nie 'n vertaling, is net 'n parafrase. So lees hom net asseblief saam met die vertalings. Maar hoor hoe mooi stel hy dit. Hy sê, be good friends. Hier's nou vir al die vriendskappe. Vriendskappe in ons wêreld is so belangrik. Be good friends who love deeply. Practice playing second fiddle. Wat's 'n fiddle? 'n viool. Okay, kan jy glo dat Paulus ook iets van musiek geweet het, nê? Want hoe werk 'n second fiddle? Die van julle wat bietjie iets weet van klassieke musiek en orkeste en so. Hier was vanoggend op hierdie verhoog ook 'n klomp second fiddles. Marina het die melodie gesing. Daar was harmonies geweest, daar was harmonie op die klavier, daar was ritme, daar was 'n klomp second fiddles geweest, sodat die melodie en ons kon saam sing goed uitgekom het. Nou as jy kyk na 'n strykorkes, ek wil nou nie vir julle musiekles gee nie, maar as jy kyk na 'n strykorkes, dan is daar gewoonlik eerste viole, hulle speel die wysie, die melodie, hulle speel die My Nooi is in 'n narkie, daai deel, dan speel die tweede viole iets onder hulle, wat terrible gaan klink op sy eie, want dit klink nie soos 'n wysie altyd nie. En dan het jy nog jou ander instrumente ook. En dit is wat Paulus hier sê. Hy sê, wanneer ons tweede viool speel, wanneer ons sê, wat's jou behoeftes, wat's jou begeertes, is ons soos daai instrument met daai dieper, ryker klank, wat onder hierdie ander een inkom. En ewe skielik is daar harmonie. Ewe skielik is daar 'n ander dinamika van klank. Ewe skielik is daar 'n ander tipe grootte klank wat na vore kom en elkeen vind sy plek. En dis wat Paulus hier vir ons probeer sê. Hy probeer vir ons sê, daar's 'n nuwe klank, daar's 'n ander klank, daar's 'n ander beauty wat in verhoudinge na vore kan kom as ons hierdie beginsel verstaan. Voor die tyd praat ek sommer net so 'n bietjie met Marcus wat basgitaar speel. Hy sê vir my nagel, en het jy al agtergekom hoe baie keer mense optree, en dis nou hoe ons sekulêr daaroor kan dink, nê? Hoe mense optree, en die ou wat voorgaan is doen goed en speel sy instrument goed of sing goed of is great of so, maar agter hom is selfs ouens wat baie keer beter speel. Maar hulle speel die ander instrument. As ons nou wil praat oor beter en swakker en goed en sleg en so. Hy sê hoe belangrik is dit, en dit is wat Paulus hier vir ons probeer sê. Hy sê wanneer twee mense of 'n groep van mense dan bereid is om tweede te wees, dan ontdek hulle iets geweldig groot. Hulle ontdek dat God self kom en die harmonie, daai ryk, diep, vol klank tussen hulle skep. Maar dan kan ons nog iets in daai skrif sien, nee, ons kan sê practice playing second fiddle. Vir party van ons moet ons dit bietjie meer oefen as ander. Party mense is net makliker second fiddle. Is vandag Moedersdag, nee? Dink moeders, julle is net wie julle is. Julle skep omgewings en wêrelde waar mense net kan floreer. Dis net in julle ingebou. Maar party persoonlikhede speel net makliker second fiddle as ander. En daarom sê Paulus hier vir ons, practice playing second fiddle, want onthou die beginsel, dit wat jy oefen, jy raak goed in dit. Ek dink hoe great kan dit wees, as ons byvoorbeeld, as 'n gesin of 'n vriendekring, so naby verbind aan mekaar kan wees, waar ons byvoorbeeld vir mekaar kan sê, hoor hierdie beginsel in die woord, ek sien hom,
Maar hier's nou omstandighede. Marcus het toe nog 'n wysheid kwyt geraak. Hy sê, het is maklik om second fiddle te speel as ons saamstem oor goed. Maar as ons nie saamstem nie. Om so verbind te wees aan mekaar, om so lief te wees vir mekaar, dat ons vir mekaar kan sê, hoor hierso, ek sien hierdie beginsel in die woord, maar ek sukkel nou met hom. That's church. Dis verhouding, dis 'n pad met die Heilige Gees. Help my met dit. Kom ons bid saam oor dit. En al sukkel ek nou daarmee, as ek dit net kan sê dat ek sukkel nou om minder selfsugtig te wees. Ek sukkel om minder gefokus te wees. Ek sukkel om jou punt in te sien. Miskien gaan dit help as ons dit net al vir mekaar begin sê, maar dit vra verhouding. En dis hoekom Jesus gesê het, wees so lief vir mekaar soos ek vir julle is, want hy het sulke dinamikas ook gehad met sy eie disippels. Dalk net nog iets, Jakobus kom, dan sê hy, ons kan ook 'n teenoorgestelde pad kies. Ek wil net hy skrif vir jou lees, dan gaan ons klaarmaak. Hy sê, ons kan 'n teenoorgestelde pad kies, as 'n pad van onderdanig wees, eerbetoning, eerste stel, second fiddle. Hy skryf in Jakobus 4, hy sê, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Dan gee hy die antwoord. Met ander woorde, kom die stryd, kom die rusies, kom dit nie van julle selfsugtige begeertes vandaan, wat gedurig binne in julle woed nie. Julle wil dinge hê, julle kry dit nie, en dan wil julle moord pleeg. Paulus het nie daar bedoel, hy praat metafories, hy het nie bedoel, daai mense toe nog gaan moord pleeg nie. Ons sê baie keer, ek is so kwaad, ek kan slange vang, ek is so kwaad, ek kan moord pleeg. Dink gou hoeveel verhoudinge het al dood gegaan, het al moord beleef, vermoor beleef, omdat mense so ingeoefen het, om selfsugtig te wees. Omdat mense nog nooit geleer het, om second fiddle te speel nie. Daar's 'n ander pad, vir die liefde om te werk, dis God se pad. Wat sê hierdie woord vanoggend vir ons? Ons skop volgende uit hierdie reeks af. Is dit nie wonderlik, dat God in Christus, ons sê dit baie, ons so skoon gewas het, met sy bloed, dat die Gees nou in ons woon nie. Maar nou sê Paulus, word vervul met die Gees. En noem hy 'n paar goed, daar's natuurlik nog baie ander goed, maar een van die goed, wat hy noem is, hy sê, wees onderdanig aan mekaar. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Ons praat baie keer van 'n geesvervulde gemeente. Dit beteken ook baie goed, maar een van die goed wat dit beteken is, geesvervulde is 'n plek, gemeente, 'n verbintenis, 'n eklesia, 'n huishouding, 'n oikos, wat so verbind is aan mekaar, en dan kan jy nou al die goed deurtrek na jou huiswerk ensovoorts toe, dat ons mekaar voorgaan. Ek wil voorhardloop in hierdie reisies, in eerbetoning, want daar kry die Gees van God spasie om te werk. Dis hoe ons vervul word met die Gees. Nou ek wil jou vanoggend nooi om dan geesvervuld te leef in hierdie tyd, om te sê, Here, ek wil ook hierdie woord vat en ook nader trek na my eie lewe toe. En dit gaan beteken, ek moet dalk baie eerlik wees met myself. Hoekom is dit so belangrik? Want hier is 'n groot banier, wat nie net 'n banier is nie, maar wat direk uit die skrif uitkom, wat sê, God has marked us with his glory. Hy het ons gemerk met sy heerlikheid. Hy het ons geroep. Hy het ons geroep. Hy het ons gered, hy het ons verlos, hy het ons aangeneem. En hier is die groot opdrag, we are known by his love, en Jesus stuur ons met hierdie opdrag, hy sê, hierdie liefde werk. En dan hoor ons die woord volgens so. So wat is op die spel? Alles is op die spel. Alles, geesvervuldheid is op die spel, sy koninkryk is op die spel. Dis ons mandaat, en daarom is hierdie woord so belangrik. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Here, dankie dat ons vanoggend u woord kan hoor, en 'n woord wat so geïntegreerd is, Here, met ons roeping, en met die mandaat wat u vir ons gee, met u plan, Here, met u opdrag. 'n Woord, Here, wat kragtig is. Die liefde is kragtig. Die liefde is gees. Dis kom Paulus skryf, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. 'n Liefde wat wil werk, Here, 'n liefde wat lewe wil bring.
Here, U het ons geroep vir dit. Vanoggend bid ons dit ook, Here, en sê, make us more Christ-like. Ons praat van ons as Christene, Here, wat beteken dit? Make us more Christ-like. Make us more like Christ. En alles, Here, wat ons doen. Terwyl jy daar sit, wil jy net so 'n bietjie hoor, wat sê die Here vanoggend vir jou oor hierdie woord nie. Here, ons embrace vanoggend, ons omarm. Here, dit wat U vir ons gee om fonteine van lewende water te wees. U wat die fontein is, dankie dat U ook gesê het, strome van lewende water sal ook nou, Here, uit ons uitvloei. Dankie Gees van God vir die werk wat U doen. Ons bid dit in Jesus naam. Kom ons staan op en ons sing hierdie lied saam.